julle Bybels blaai na Kolossense 3. Ons gaan lees tot by vers 17, vers 1 tot 17. En dan veral net fokus op daai inleiding wat Paulus gee vir hierdie hoofstuk. Dis vers 1 tot 4. En ons gaan daarby stil staan om te fokus op die lering van Sondag 17. Wat gaan oor Christus se opstanding. Kom ons hoor net eers die Here se woord, Kolossense 3, van vers 1 af. As julle dan saam met Christus opgewek is, soek die dinge daarbo waar Christus is en aan die regterhand van God sit. Bedink die dinge wat daarbo is, nie wat op die aarde is nie. Want julle het gesterwe en julle lewe is saam met Christus verborge in God. Wanneer Christus, wat ons lewe is, geopenbaar word, dan sal julle ook saam met hom in heerlikheid geopenbaar word. Maak dan dood julle lede wat op die aarde is, naamlik hoerery, onreinheid, hartstog, slegte begeertes en gierigheid, wat afgodediens is, waardeur die toorn van God oor die kinders van die ongehoorsaamheid kom, waarin julle ook vroeër gewandel het, toe julle daarin geleef het. Maar nou moet julle ook dit alles aflê, naamlik toorn, woede, boosheid, laster, skandelike taal uit julle mond. Lieg nie vir mekaar nie, omdat julle die ou mens met sy werke afgelê het en julle heel met die nuwe mens beklee het wat vernuwe word tot kennis na die beeld van sy skepper, waaraan nie Griek en Jood, besnedene en onbesnedene, barbaar, skief, slaaf, vryman is nie, maar Christus is alles en in almal. Beklee julle dan as uitverkorenes van God, geheiligdes en geliefdes, met innerlike ontferming, goedertierenheid, nederigheid, sagmoedigheid, lankmoedigheid. Verdra mekaar en vergewe mekaar as die een teen die ander 'n klag het. Soos Christus julle vergeef het, so moet julle ook doen. En beklee julle bo dit alles met die liefde wat die band van die volmaaktheid is. En laat die vrede van God, waartoe julle ook in een liggaam geroep is, in julle harte heers en wees dankbaar. Laat die woord van Christus ryklik in julle woon in alle wysheid. Leer en vermaan mekaar met psalms en lofsange en geestelike liedere en sing in julle hart met dankbaarheid tot eer van die Here. En wat julle ook al doen in woord en of in daad, doen alles in die naam van die Here Jesus. En dank God die Vader deur hom. Net tot daar, en ons fokus dan op die lering wat ons kry in Sondag 17. En daar bely ons by vraag en antwoord 45, watter nut het die opstanding van Christus vir ons? Ten eerste het hy deur sy opstanding die dood oorwin, sodat hy ons die geregtigheid wat hy deur sy dood verwerf het, deelagtig kon maak. Ten tweede word ons nou ook deur sy krag tot 'n nuwe lewe opgewek. Ten derde is die opstanding van Christus vir ons 'n betroubare waarborg van ons salige opstanding. Dis dan waarop ons fokus vanaand. So Paulus sê daar in vers 1, as julle dan saam met Christus opgewek is, soek die dinge daarbo waar Christus is. Dis 'n logiese gevolgtrekking. As julle werklik glo dat Christus opgewek is en dat ons regtig een is met hom, so as ons dan glo dat ons saam met hom opgewek is, dan is hierdie die noodwendige gevolg. Ons moet konsekwent wees hier, sê Paulus. As dit waar is, dan moet hierdie waar wees. Dit kan nie anders nie. As Christus werklik opgestaan het, soos ons waarlik glo, dan is daar baie duidelike gevolge en gevolgtrekkings wat ons moet maak. So Paulus wys vir ons, Christus is nie net die voorwerp van ons geloof nie. Hy is nie net ons glo in hom
en ons maak ons Bybels toe en ons bære dit in die kas nie. Christus hy is die voorwerp van ons geloof en hy's alles van ons geloof. Hoofstuk 1 en 2 verduidelik Paulus dit breedvoerig vir die Kolossense. Maar hy's ook die bron en die uiteinde van my hele lewe. So hoofstuk 1 en 2 kan ons sê is die dogmatiese deel, die leer van die Christen, die een wat in Christus glo, en die tweede deel van Kolossense kry ons dan hoofstuk 3 en 4, die praktiese deel, het gaan oor die lewe van die Christen. Christus is nie net in die kas nie. Uit hom en deur hom en tot hom is my hele lewe. Dis wat Paulus nou gaan wys. As ons glo Jesus het opgestaan, dan moet ek dit sê. Daar's geen ander gevolg nie. As julle dan saam met Christus opgewek is, dan is dit die gevolg. So vanuit die leer van Christus se opstanding, waarvan hy nou uit begin praat daaroor in hoofstuk 2 vers 12 en 13. Dit klink baie soos Efesiërs se hoofstuk 2. Waar hy sê ons is in ons misdade dood gewees, maar die God van barmhartigheid het ons saam met Christus opgewek. En waar hy toe nou in hoofstuk 2 vers 20 begin het om die gevolge en die gevolgtrekkings te wys van Christus se dood, kom hy nou hier by hoofstuk 3 by Christus se opstanding en dan skryf hy daai. As julle dan saam met Christus opgewek is, soek die dinge daarbo waar Christus is en aan die regterhand van God sit, waar Christus lewe, soos die vers 3 en 4 sê. Daar waar Christus lewe. Bedink Christus se lewe. En dis dan die tema ook wat ons waarin ons daai Sondag 17 kan saamvat. Christus lewe. En dis regtig so goed. Hy sê ons is saam met Christus opgewek. So Christus lewe, maar ons lewe ook. Ons hoef nie te wag vir sy wederkoms nie. Ons is opgewek. Ons is saam met hom in sy lewe. Die krag van Christus se opstanding en sy lewe is reeds binne in my en dit het geweldige gevolge. Soos wat Paulus vir ons wys ook in Kolossense, in Romeine 6, dit wat met ons hoof gebeur het, gebeur met ons ook. En dit is Christus se kruisiging, sy begrafnis, sy werklike dood. Met Sondag 17 het ons daarby 16 het ons daarby stil gestaan. Christus is dood, so ons is ook dood in ons ou mens. Maar dit geld dan ook vir sy opstanding. Want hy het nie net dood gebly nie. Hy is deur die heerlikheid van die Vader opgewek uit die dode. En ons moet hierdie historiese, onbetwisbare feite oordink. Voor ons nou by die gevolge daarvan kom, net eers Christus is regtig opgewek. Weereens, hierdie is nie net een of ander geestelike waarheid, ons gaan net nou kom by daai bedink die dinge wat daar bo is, baie kom tot die gevolgtrekking, ons geloof in Christus is alles hierdie valse geestelikheid, waar dit geen konkrete implikasies het nie. Maar net so, Christus se opstanding is nie net hierdie doktrine wat ons daar in die kas kan bære nie. Hy het regtig opgestaan. Met ander woorde, sy hart het weer begin klop, waar sy hart ophou klop het. Hy met liggaam en siel het weer begin lewe. Op die 3de dag, nadat hy regtig dood was, en sy dood is net so onbetwisbaar, daar's geen twyfel daaroor nie, hy was regtig dood. Die lewe het uit sy liggaam uitgegaan. Hy het weer begin asemhaal. As mens sê, dink aan die biologiese implikasies van wat sy met sy liggaam gebeur het, van daai Vrydag tot die Sondag, wat sou in sy longe gebeur het. En daar begin hy weer
Daar's lug in sy longe. Bloed wat stil gestaan het. Begin weer loop, hy het sy oë oopgemaak. Beslis bonatuurlik. En dit sê, die dood kon hom nie vashou nie. Die dood het geen vat op hom gehad nie. En soos Paulus ook sê, die loon van sonde is dood. Maar Christus het geen sonde gehad nie. En daarom kon die dood hom nie vashou nie. Want hy was dood vir sonde. Sonde het geen vashou op hom gehad nie. Hy is nie in die dode gelos nie, soos Jesus self sê in Psalm 16. Ons gaan dit net nou sing. Ek stel die Here altyd deur voor my, omdat hy aan my regterhand is, sal ek nie wankel nie. Daarom is my hart bly en my eer juig, ook sal my vlees in veiligheid woon, want hy sal my siel aan die doodryk nie oorgee nie. Hy sal nie toelaat dat die gunsgenoot verderwing sien nie. Want, saam met Psalm 16, ek is vlekkeloos. Ek is sondeloos. Ek is die sondelose lam, wat regtig dood gegaan het, maar onmoontlik dood kon bly. Soos Petrus dit verklaar in Handelinge 2, waar hy Psalm 16 aanhaal, en dan vir ons juist wys, dis Jesus wat daar praat, dan sê hy, Jesus sê, hy is met sy beide liggaam en siel nie in die dood gelos nie. Hy sal my siel nie aan die doodryk oorgee nie, en hy sal nie toelaat dat die gunsgenoot verderwing sien nie. Petrus sê daar woordjie, en hy sal nie toelaat dat die vlees verderwing sien nie. Met liggaam en siel kon hy nie in die dood gelos word nie. Hy het regtig opgestaan. Om die heerlikheid van die Vader te wys, om te wys hoe goed ons God is, het hy hom opgewek deur die krag van sy heerlikheid om te bevestig. Hy is goed en hy het die dood oorwin. Die werk is voltooi. Sonde en dood het geen sê oor Jesus nie. En daarom, omdat hy ons hoof is, het dit geen meer sê oor ons nie. En daarom sê die katekismus, ten eerste het hy deur sy opstanding die dood oorwin, sodat hy ons die geregtigheid wat hy deur sy dood verwerf het, deelagtig kon maak. Ten eerste is die nut van Christus se opstanding vir ons regverdigmaking. Dat ons reg kan staan voor God. Die Christus, ware God, ware mens, wat uit die dood opgestaan het, omdat hy die vlekkelose lam was, is regverdig verklaar, en daarom moet elkeen wat in hom is, ook regverdig verklaar word. So het Jesus vir ons regverdigmaking aan die kruis dood gegaan, hy die straf gedra wat ons moes dra, sodat dit op ons rekening geskryf kan word, sy geregtigheid op ons rekening geskryf kan word, maar ook as ons regverdig wil wees van sonde, moet daardie offer wat in ons plek gebring is, nie dood bly nie. Want dit sou beteken dat hy as ware God en ware mens nie 'n volmaakte offer kon bring nie. Dat God nie die offer aanvaar het nie en self vir ewig dood moes bly. Maar hy wat gesterf het as volmaakte, en daarom het die Vader die offer aanvaar as die volmaakte en uiteindelik perfekte offer wat hy eenmaal gebring het. Vir die eerste keer in die geskiedenis van die mensdom is daar 'n offer wat weer lewendig word, wat die Vader aanvaar. Hy het die straf vir ons sondes gedra toe hy dood gegaan het. Sy dood was reeds die oorwinning oor sonde, maar sy opstanding moes en het dit bevestig. Ons kan nie reg voor God staan as die offer nie aanvaar is nie. As die angel van die dood nie uitgehaal is nie. Sonde
en daarom die dood self. Ons kan nie reg voor God staan as dood self duidelik nog daar is nie. En daarom ons kan nie reg voor God staan as Jesus nie opgewek is nie. Soos die 1 Korintiërs 15 ook sê, as Christus nie opgewek is nie, dan is julle geloof nutteloos, dan is julle nog in julle sondes, dan is ook die wat aan Christus ontslaap het, verlore. En hulle is nie net verlore dat hulle liggaam vir ewig in die graf gaan bly nie, hulle is verlore in die hel, as Christus nie opgestaan het nie. Kan nie regverdig voor God staan as Jesus nie opgewek is nie. En dis dan wat Romeine 4 vers 25 baie duidelik sê, ons glo in hom, wat Jesus, ons Here, uit die dode opgewek het, wat oorgelewer is ter wille van ons misdade, en opgewek is ter wille van ons regverdigmaking. Dat ons reg kan staan voor die God van die heelal. Dit is skoon rekening, die rekening van Christus daarop geskrywe. Met die lewe van Christus op ons rekening. En hoe kan die lewe van Christus op ons rekening staan as hy dood is? Hy moet lewe. Maar dit is ook meer as ons regverdigmaking. Ons is nie net reg voor God nie, ons kan deur die krag van sy opstanding opstaan in 'n nuwe lewe. Daai tweede deel van die katekismus, ten tweede word ons nou ook deur sy krag tot 'n nuwe lewe opgewek, opgestaan. En dis dan die doel, hoekom Paulus ook hierdie Romeine 3 vers 1 sê, die res van hoofstuk 3 ook. Ons is een met Christus in sy dood en opstanding, sodat ons nou in sy lewe kan wandel. Nie in sy dood nie, nie net in sy dood nie, ons is ook verenig in sy dood, maar ook in sy lewe. Ja, Christus is dood en daarom kan ons sondes afsterf, ons ou mens afsterf, dit los, daai lysie wat Paulus daar noem, ons kan daai sondes daar los, maar is ook meer as dit, ons kan opstaan in 'n nuwe lewe, Christus se lewe. Ons kan doen wat hy gedoen het. Al is dit nog baie gebrekkig, ons kan begin lewe wat Christus lewe. En dis in die skrif regtige groot. Ons kom nou by die liggaamlike opstanding, maar elke keer word liggaamlike opstanding as prentjies ook gebruik vir hierdie opstanding. Ons geestelike opstanding in 'n nuwe lewe, dis om deel te aan die nuwe skepping. Soos 2 Korintiërs 5 vers 17 sê, as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Dis alles. Die ou dinge het verbygegaan, kyk, dit het alles nuut geword. Hy is deel van die nuwe verbond, hy is deel van die nuwe werklikheid. En dit begin nou. Soos Paulus dan sê, as julle saam met Christus opgewek is, ons het nou dit. Ons is nou reeds reg voor God in die krag van Christus opstanding, in sy weldade, maar ook in die doel wat waarvoor Paulus daai sê, ons het nou reeds nuwe skepping. Die nuwe skepping het nou reeds begin in Christus se opstanding. Hy verduidelik dit ook so mooi in Efesiërs 2. Ons was regtig dood in ons sondes, slawe van sonde, Satan in hierdie wêreld. Maar God, wat ryk is in barmhartigheid, het ons deur sy groot liefde waarmee hy ons liefgehad het, ook toe ons dood was, deur die misdade lewend gemaak saam met Christus. Met genade is julle gered. En saam opgewek en saam laat sit in die hemele in Christus Jesus. En dan vers 10 verder in Efesiërs 2, waartoe opgewek? Ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus tot goeie werke wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel. Ons was regtig dood, geestelik dood,
gewandel in ons sondes, ons eie verdorwe natuur, Satan in hierdie wêreld, dood soos 'n lijk in die graf. Die hart het ophou pomp lankal, vrot. Dit stink, maar God, in sy groote barmhartigheid, het lewe gewek. Ons is saam opgewek, sodat ons nie meer sonde sal doen nie, maar Christus in goeie werke. Nie net om psalms te sing nie, soos hy in die res van die hoofstuk wys, in alles. Goeie werke, wat hy vir ons gemaak het. En hierdie gaan weer eens, dit gaan nie net oor 'n bonatuurlike krag, wat ons nou in staat stel om te lewe vir een wat ons gesterf het en opgestaan het nie. Die krag, hierdie onpersoonlike krag wat Christus opgewek het en ons ook nou opwek, dis natuurlik, ons word opgewek deur sy krag van sy opstanding, maar hier's iets meer, dis verbintenis en eenheid met Jesus. Dis waar die sleutel lê vir 'n lewe in heiligmaking. Dis nie net, kyk, ons kyk na Christus se werk, hy het dood gegaan, hy het opgestaan. Okay, en dit moet my nou dankbaar maak, kom ek draai nou weg van Christus af en ek gaan lewe nou my lewe van dankbaarheid nie. My lewe van dankbaarheid en heiligmaking, hierdie nuwe lewe, is in eenheid met Jesus. Hoor wat sê Paulus in Romeine 6 vers 8. As ons dan saam met Christus gesterf het, glo ons dat ons nie, hy sê nie dan nou, as ons dan saam met Christus gesterf het, glo ons dat ons ook nou uit dankbaarheid van sy krag gaan lewe nie. Glo ons dat ons saam met hom sal lewe. Saam met hom. En dis presies wat hy nou hier sê. Want julle het gesterwe en julle is lewend saam met Christus. Dis saam met Jesus. Ons lewe van heiligmaking gaan alles oor Jesus. En daarom ook, dis ook nie net saam met hom nie, maar dit is sy lewe. Dis om hom te lewe. Saai vers 3 en 4, want julle het gesterwe en julle lewe is saam met Christus verborge in God. Wanneer Christus, wat ons lewe is, geopenbaar sal word, dan sal julle ook saam met hom in heerlikheid geopenbaar word. Hy is nou my lewe. Ek is een met hom, so ek saam met hom dood en ek staan saam met hom op. Hy is alles van afsterwe en die bekleding van die nuwe mens. Om te lewe is om Galasiërs 2 vers 20 te kan sê, ek is met Christus gekruisig en ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En wat ek nou in die vlees leef, leef ek deur die geloof in die Seun van God wat my lief gehad het en homself vir my oorgegee het. Ek lewe in Jesus en verhouding met hom. Dis in die eerste plek beteken dat ek is regtig in hierdie nuwe lewe in 'n persoonlike, intieme, konstante verhouding met Christus. Ek ken hom. En dit sê, elke dag se stryd teen sonde, kyk ek vir Jesus. Ek kyk na sy skoonheid. Ek kyk na wat hy gedoen het. Ek kyk na, as ek moenie meer lieg nie vir mekaar nie, omdat julle die ou mens met die werke afgelê het en julle met die nuwe mens beklee, wat vernuwe word tot die kennis en die beeld van sy Skepper. Ek sê nie net, ek moet nou ophou lieg nie, ek kyk na die kennis van die beeld. Ek word vernuwe na sy beeld. Ek kyk na Jesus, heeltyd, aan mekaar. As ek weer gesondig het, en hardloop ek na Jesus. En ek smeek om vergifnis,
en ek vra dat hy die krag sal gee om my 'n nuwe lewe te gee, maar in dit kyk ek vir hom, ek kyk hoe het hy nie gelieg nie, en hoe het hy die lewe geleef wat ek moes lewe. Ek proe aan sy goedheid, dat ek ook wandel in sy wet. Sy wet is lewe. Die lewe wat hy gelewe het. Waarlike, goeie lewe. Omdat dit sy lewe is, sy wet is sy lewe, is sy wet ook vir my goed. Dat as ek sy wet bedink, dan bedink ek hom. Christus se lewe. Dis soos Psalm 119 heeltyd beskryf. Daar's vir my niks so goed nie. Dis heuning vir my mond. Dis beter as die beste rykdom wat ek kan besit. En ek wil sy wet memoriseer en dit oordink dag en nag, soos Psalm 1 sê. Ek wil sy getuienisse bewaar. Ek wil huil oor my sonde en vreugde hê oor geregtigheid. Ek wil lewe, regtig lewe. Want om te lewe is Christus. En om te sterwe is wins. Jy weet julle, die wonder hier is, weer eens daar by vers 1. As julle dan saam met Christus opgewek is, dan sê dit, ons kan. Die gelowige kan. En hy kan ook nie meer sê, ek kan nie. Want Christus het nie dood gebly nie. Ek kan nie meer my sondige natuur gebruik as verskoning om aan te hou sondig nie. Hy het opgestaan, hy lewe, en sy lewe is nou my lewe. Ons kan regtig sonde afsterf en vir die geregtigheid lewe. So ek kan regtig my ongeduld begin raak sien. En ek kan bepeins hoe Christus se lewe is in die teenoorgestelde daarvan. En ek kan hom lewe. Ek kan regtig my woede oorwin. En in die plek daarvan leef wat Christus geleef het. En omgee in liefde. En kwaad word vir ongeregtigheid. Want Jesus het dit gelewe en hy het doodgegaan en hy het opgestaan. Ek kan my drankverslawing doodmaak. En lewe. Want Christus is my enigste meester, want hy het opgestaan. Ek kan my omstandighede nou hanteer, soos wat God wil. Ek kan begin om hard te werk, na my luiheid. Ek kan waarheid glo en bely in plaas van die leuen. As ek sukkel met gedagtes, wat leuns is, en dis baie keer die worsteling in depressie. Ek kan leuen gedagtes vervang met waarheid, want Christus het opgestaan. Ek hoef nie meer in sonde te lewe nie. Hierdie is so goed, dis die evangelie. Ek kan lewe, want Jesus lewe. Satan en dood en sonde het nie meer die oorhand nie. Ons moet dit glo. Ons probleem is, ons bely so getrou dat ons totaal verdorwe is en is reg. Ons kan nie ons harte vertrou nie, maar ons is traag om hierdie te bely. Ons kan sonde oorwin en ons kan vir die geregtigheid lewe. Natuurlik, ons gaan sukkel en ons gaan weer val en elke keer sê jou val, gaan na Christus toe, weer en weer en weer. Maar ons kan oorwin, ons is meer as oorwinnaars.
En omdat ons traag is om hierdie te bely, dink ons heeltyd sonde het eintlik die oorhand. Ons is eintlik nog totaal verdorwe en daarom help dit nie eers nie. Ons gaan nie eens probeer om 'n ongeregtigheid aan te spreek in my huis of in my gemeente nie. Maar 1 Johannes 5 vers 4 sê, want alles wat uit God gebore is, oorwin die wêreld, en dit is die oorwinning wat die wêreld oorwin het, naamlik ons geloof. En kern tot ons geloof is, Jesus het opgestaan. Is ontzagwekkend groot. Ek kan my hele lewe, my tydskedule, alles hier volgens aanpas. Ek leef nie meer nie, Christus leef in my. Elke aspek van my lewe, elke gedagte kan ek tot gehoorsaamheid aan Christus vang en dit voor sy voete gooi. Ek kan. En dit daai waar Paulus sê om elke gedagte gevange te neem tot gehoorsaamheid aan Christus, dis my gedagtes, maar dis ook die gedagtes van die mense om my. Christus het opgestaan en daarom kan ons begin om te stry teen sonde in ons en om ons. Alles is nie verlore nie. Maar ons bely Christus se opstanding, maar tog lewe ons asof sonde nog steeds die oorhand het. En sonde het nie. Christus het opgestaan. Ja, as jy in Christus is, kan jy homoseksualisme oorwin. Of sodomie. Maak nie saak hoe onmoontlik dit nou lyk nie. Ek kan werklik my begeertes rig na Christus se wil. Omdat hy opgestaan het, kan ek nou in my huis sê, Satan en dood en sonde het nie meer 'n sê hier nie. Jesus het opgestaan. Ek kan nou my huis inrig volgens Christus se wil. En ek kan sê in die kerk, en ek kan sê in my besigheid, in die samelewing. Ons hoef nie te smeek voor die wêreld nie. Ons hoef nie te kruip en te soebat, dat hulle asseblief tog net die Bybelse beginsels sal handhaaf nie. Want Christus het opgestaan, en hy's koning, hy is koning. Hy hoef nie koning gemaak te word deur die wêreld nie, hy is koning. Die rede hoekom ons skaam vir die evangelie, om hardop en duidelik teen al die dinge wat daar nou in die wêreld is, abortus en LGBT, woke, feminisme en evolutionisme, materialisme en al die ismes waarop die wêreld staan. Kom ons sukkel en ons skaam, is omdat ons nie die volle werklikheid van Christus se opstanding verstaan en glo nie. Natuurlik wag ons nog op die heerlikheid wat kom, en daar's nog oorblyfsels van ons ou natuur, nadat ons lewend geword het, maar ek kan nie meer sê ek kan nie. Ons bly nie meer in sonde nie. Ons kan bekeer, weer en weer en weer. Sonde is nie meer iets wat my lewe kenmerk nie. Die lewe wat ek leef ek vir God soos Jesus. Ons is nie meer slawe van sonde en Satan nie, maar slawe van net Jesus. Ons moet hierdie vir ons kinders inskerp. Ons huis sal die Here dien, soos Joshua gesê het. Want al kan ons nie self nie, kan ons, want Jesus leef in ons. En ek kan vir my kind sê, jy kan gehoorsaam wees aan mamma en pappa. Want Jesus het doodgegaan en opgestaan. Ons mag nie die verskoning gebruik en sê, ag ons werk met totaal verdorwe Satans kindertjies nie. Ja, ons kinders is in sonde ontvang en gebore, maar
Jesus het opgestaan. Ons kan nie meer tevrede wees met sonde nie. Ons kan nie ophou veg tot Christus se koningskap, sy opstanding duidelik is nie. Dit geld vir alles waar ons ook al is. Ons kan nie en mag nie lou word nie. En ons hordes voorbeelde wat ons nog hier kan noem. Ons moet hierdie indrink en dit werklik glo, ons moet dit vir onsself preek. Ek is een met Jesus. Oor en oor en oor. Dat ek in 'n nuwe lewe kan wandel in goeie werke en gehoorsaamheid. Vers 1 sê, net nog 'n laaste opmerking by hierdie punt, op by Kolossense 3 vers 1, as julle dan saam met Christus opgewek is, soek die dinge daarbo, waar Christus is en aan die regterhand van God sit. Soek die dinge, dis die gawes, die rykdom wat Christus verwerf het in sy oorwinningsstryd, soos Psalm 68 wat ons net gesing het en Efesiërs 4 sê. En dit is alles wat ons nou verder in hierdie hoofstuk sien. Alles wat ons moet bedink is hierdie aflê van die ou mens, opstanding van die nuwe mens. Bekleë met die nuwe mens. Daai is die dinge wat ek moet bedink. Lewe in gehoorsaamheid in Christus in elke aspek van my lewe. Soek dit. Ywer vir dit. Jaag dit na om dit te kry. En let op wat Paulus hier sê, soek dit waar Christus is en aan die regterhand van God sit. Hoekom sê hy dit? Soek dit by die koning van die heelal. Die een wat dit kan gee. Jesus is aan die regterhand van God. Hy is die koning wat die gawes van nuwe lewe vir jou kan en sal gee as jy daarvoor vra. Soos hy sê, bid en vir julle sal gegee word, soek en julle sal vind, klop en vir julle sal oopgemaak word, want elkeen wat bid ontvang en hy wat soek vind en vir hom wat klop sal oopgemaak word. En dit gaan nie oor geld en gemak nie, hierdie gaan oor die gawes wat die koning verwerf het, Christus en al sy weldade. Hy gee dit vir elkeen wat dit soek. Hy gee 'n nuwe lewe. Hoekom kan jy? Want Jesus het opgestaan en hy is koning. Maar Jesus se opstanding gaan nog verder. Dis daai derde deel van die katekismus. Ten derde is die opstanding van Christus vir ons 'n betroubare waarborg van ons salige opstanding. Ons glo nie in 'n God van dooies nie, die God van die lewendes. Ons sal daarom ten volle met hom lewe. En dit gaan oor nou, maar ook in ons toekoms. Jesus se opstanding is 'n gewisse pand van ons salige opstanding. Ons gaan eendag liggaamlik opstaan sodat ons as volle mens, liggaam en siel, die eenheid met Jesus sal ervaar vir ewig. Dan sal ons die lewe wat ons nou ten dele ken, saam met Jesus ten volle ken. Ons gaan saam, ons liggame ten volle die heerlikheid van lewe in Jesus ervaar. Ons gaan dit met nuwe oë sien, met nuwe ore hoor, met nuwe hande voel. En dit gaan net oorweldigend mooi en goed wees. Ons gaan die hele skepping ervaar soos dit moes wees, net beter. En ons gaan in ons Here Jesus kan vat met ons lywe. En dit sê, ons liggame is verskriklik belangrik. Hierdie is nie net 'n geestelike saak in die sin dat ons liggame niks met hierdie uit te waai het nie, dat 'n geestelike saak wat net met ons siel te doen het. Nee, dis 'n valse geestelikheid. Dis 'n geestelike saak wat alles omvattend is vir my hele lewe. Soos Paulus sê, soek die dinge daarbo, en dan vers 2, bedink die dinge wat daarbo is en nie wat op aarde is nie. Dan bedoel hy nie
Ons liggame is vir die Here onbelangrik of die lewe op aarde is onbelangrik nie. Ons het net die geestelike gedagtes daarbo en dis eintlik nie implikasies vir hierdie nou nie. Ons moet lewe hier, daarbo en hierna. Ja, ek bedoel, jy is die teenoorgestelde. Hy sê, bedink die gawes van Christus, wat hy as koning vir ons neerstort deur sy gees, en dis al die gawes waarvan hy nou verder praat, die lewe van Christus, elke liewe dag, met my liggaam. Dis die lewe met jou naaste in liefde en waarheid. Dis die lewe met jou vrou, van vers 18 af. Dis die lewe met jou kinders en by jou werk. Dis alles tot in die fynste detail wat jy met jou liggaam gaan doen. In ons heiligmaking stel ons liggame se lede tot beskikking, nie meer van sonde nie, maar tot beskikking van God se geregtigheid, soos Paulus dan sê in Romeine 6 ook. Ons liggame is opgewek om God te dien, deur in Jesus te lewe. En dit sê die doel van Christus se opstanding stop nie net hier nie. Dit stop by verheerliking. Want ons liggame gaan ook in saligheid verlos word. Soos 1 Tessalonisense 4 vers 14 sê, want as ons glo dat Jesus gesterf en opgestaan het, dan sal God ook so die wat in Jesus ontslaap het, saam met hom bring. Ons liggame gaan hierdie opstanding van Jesus ten volle proe, eendag finaal en volkome. Dan gaan ons liggame ook geen sonde meer ken nie, en ook die gevolge van sonde nie meer ken nie. Openbaring 21 vers 4 sê, en God sal al die trane van hulle oë afvee. Dit is nie geestelike trane nie, of sielstrane nie, dit is werklike trane. En daar sal geen dood meer wees nie. En droefheid en geween en moeite sal daar nie meer wees nie, want die eerste dinge het verbygegaan, en hy wat op die troon sit het gesê, kyk, ek maak alles nuut. Hy het my gesê, skryf, want hierdie woorde is waaragtig en betroubaar. Ons liggaam is belangrik. My liggaam en my siel. Ek is liggaam en siel. Ek is nie net liggaam of net siel nie. En daarom dat ons met ons liggame nie kan maak net wat ons wil nie. Paulus skryf juist vir die Kolossense wat hier een of ander dwaling gehad het oor hulle kan maak met hulle liggame wat hulle wil, in losbandigheid. Nee, jy kan nie met jou liggaam net doen wat jy wil nie. As ek glo dat Christus opgewek is, dan beteken dit ons glo, ons lewe op hierdie tasbare, konkrete aarde met grond en sweet en voel en sien en hoor, is deel van God se einddoel. Om te glo dat Christus opgewek is, beteken ons godsdiens is nie net 'n godsdiens vir die boekrap nie. Dit is alles omvattend prakties. Nou, met 'n kanknota, dit beteken as ons vir oupa begrawe, dan begrawe ons nie net 'n lijk nie. Ons begrawe ook nie net oupa se liggaam nie. Ja, ons praat so. Ons kan sê, ons glo oupa is by die Here in heerlikheid en ons bære ook vir oupa in die grond, in die aarde soos 'n saadjie. Dis oupa daai. Dis nie net 'n stuk aanhangsel nie. Oupa se lijk nie. Dis oupa wat ons bære. Want ons is nie gemaak om net siele te wees nie, maar om met liggaam en siel God te verheerlik en hom te geniet en vreugde in hom te vind vir ewig. Jesus is dood, maar hy het ook waarlik opgestaan. En as een vir almal gesterf het, dan het almal gesterf. En hy het vir almal gesterwe, sodat die wat lewe nie meer vir hulle self moet lewe nie,
maar vir hom wat vir hulle gesterf het en opgewek is.